ons gesels dan nou vanoggend met Marlene, iemand wat ons al baie lank ken, maar iemand wat baie van julle dalk nie ken nie. So ons is live op Gaan Groot Radio en op in en om Suid-Afrika, want ek dink die mense van in en om Weskus ken jy nou al te goed. Ons gesels bietjie met die res van die land ook vandag. Sê vir my, wie is Marlene? Goeiemôre, goeiemôre luisteraars, die wie my stem kan hoor. Ek is Marlene Don, gebore in Walvisbaai, grootgeword in Lambertsbaai, getroud in Doringbaai en woonagtig in Saldanhabaai. Al die baie. Al die baie op die Weskus, maar kan nie swem nie. Dit is oké, dis oké. Tans werk ek vir die afgelope 6 jaar by 'n organisasie met die naam Harbour of Wellness, Center for Persons with Disabilities in Saldanha. Ons het so 40 lede wie gestremd is en ons huisves alle tipe van gestremdhede. Van cerebral palsy, blind, doofstom, fisiese gestremdheid, maar ook baie intellektuele gestremdheid. Dit wat jy nie altyd kan sien nie, né? Dit wat jy nie altyd kan sien nie, maar wat jy kan beleef wanneer jy interact met die mense. 'n lieflike klomp mans en vrouens om mee saam te werk. Soos ek gesê het, ons ledetal is 40 en ons is 7 staflede wie daai 40 mense elke dag moet na sien, vir hulle liefde gee, vir hulle versorging gee, sorg dat hulle eet en dan die educational program. En julle het julle hande vol, want ek meen ek weet julle moet regtig die mense fisies help eet. Dis nie net jy die bordkos voor hulle neer en hulle spring weg. Nou nie almal van hulle nie, maar daar's van hulle wat nie self kan eet nie. Daar is van hulle wat nie self kan eet nie, waar die dagsorg, ons 2 programme. Die een is het volwasse dagsorg en dan het ons protective workshop. Waar die mans met meer die intellektuele gestremdheid deel word of deel is van die workshop en hulle is nie fisies binne die workshop nie, maar hulle berei die hout voor vir produksie wat dan binne die workshop gemaakt word. Ons het net 1 dame in die dagsorg en dan het ons general worker wie die kos maak en sien dat die plek skoon is, wat my help om diegene wie nie kan eet nie, op hulle eie nie, of hulle te help voer. En julle is natuurlik julle is 'n NPO, julle is nie 'n groot besigheid wat... Nee, ons is 'n geregistreerde non-profit organisation en ons vriendekring het oor 'n tydperk baie mooi bygekom. Na die eerste interview met in en om die Weskus, het mense begin vra waar dit is. Begin uitreik. En dit was vir my so hartseer, dat so 'n delikate plek of huisvesting, vir die grootste gedeelte van Saldanhabaai munisipaliteit, onbekend was. En na daardie interview verlede jaar met in en om die Weskus, het mense begin vra en mense het begin uitreik. En 'n mens kan net vir die Here dankie sê vir die vriendekring wat gegroei het tot waar dit vandag is. So julle was op die regte tyd, op die regte plek, die regte mense het julle gesien. Exactly. En toe was toch weer met julle Kerspartytjie ook laas jaar. Toe ons nog baie van die kinders mense. Dit was iets om huis toe. Dit was 'n baie lekker party. Dit was 'n baie lekker partytjie. Dit was iets wat hulle nou nog van praat. Hulle praat nou nog toe en dit en die ander dag daar in die community met 'n skinker van rokkies wat sy gemaak het. Toe herken hulle haar onmiddellik. Ja, die kerstmis dan. Ja, daar is die antifosfos natuurlijk. Oh, shine. So, alles baie dankbare mense. Het is dus wel nog net so dat waar nie ten alle tye die geleentheid vir hulle geskep word. Om hulle se dankbaarheid te bewys. Maar dit is hoekom ons daar is. Om namens hulle te. Ja, jy stem vir baie van daai mense. Sê vir my, het julle nog plek vir nog mense of is julle op kapasiteit? Op die oomblik sê ons gesondheidssertifikaat vir akkommodasie
40. Okay. Maar ek het verlede jaar het ek die Environmental Spatial Report Okay. van die munisipaliteit aangevra. Hulle kom weet die plek op. Ja, hulle kyk ons Ja, per square meter hoeveel exactly. mense daar mag wees. En wragtig, ons kwalifiseer eintlik vir 61 mense. Sure. Maar op hierdie stadium is dit in 'n mate onmoontlik om 61 mense Ja, 7 mense kan nie na 61 mense kyk nie. Exactly, dit is die eerste ene. Die tweede ene, ons bronne wat ons tans het, sal nie 61 mense kan dek nie, want ons geef hulle kos Ja. vir die dag. En dit alleen is 'n baie groot help uit die klein budget uit wat ons het. Maar ons doen ook funksies, ons het mark daar waar ons ekstra inkomste Fondsinsameling staffies. om die budget aan te help. Maar die oogmerk is regtig dat ons van die 3de kwartaal af, dit is nou van Januarie af, dat ons regtig meer mense gaan inneem. Ons kyk op die oomblik na alternatiewe geriewe, soos byvoorbeeld 'n converted container, waar ons dalk die workshop kan uitneem om daar te werk. Dan is daar genoeg spasie vir meer mense binne die sin. Sê vir my Marie, hoekom is die werk vir jou belangrik? Hoekom het jy 6 jaar terug besluit jy gaan nou die mense help? Ek het vir 23 jaar en ek dwars oor Suid-Afrika, al 9 provinsies. En ek het gewerk met die armes van die armstes. Dit het my die geleentheid gegee om 6 buitelande te besoek. Sure. Om 'n comparison te maak of 'n vergelyking te maak, die Suid-Afrikaanse denke Ja. in vergelyking met byvoorbeeld Indië Ja. se denke. En daai inligting moes ons toe verwerk en kyk hoe pas ons dit aan in Suid-Afrika. So om 'n lang storie kort te maak, dit het iets in my getree. Ek glo altyd en ek glo vandag nog daaraan. As jy nie passie het vir mense nie, as jy in 'n werksomgewing instap, dan stap jy in met die doel, ek gaan 'n goeie salaris ontvang Ja. vir dit wat ek insit. By my is dit andersom. By my gaan dit oor die doel waarvoor ek daar is. En in 2018 sou die plek nog onder die vaandel van West Coast APD sou toemaak. En 2 van my vriendinne, skoon my, het daar gewerk, Elise Botha en die ontslape Salama Eksteen en Edgar, oom Edgar. Hulle het toe na my toe gekom en kom vra, jong wil jy nie net vir ons bietjie kom help om die plek weer aan die gang te kry nie. Ek het met my man en my kinders gespreek, want ek het geweet, dit gaan 'n voltydse ding wees. Nou as daai gogga eers gebyt het, Ja, dan het hy gebyt. hy gebyt, hy los jou nie maklik. Sy getrek nie. En my gesin het saamgestem, gaan kyk. Ek het eers 'n bietjie navorsing gedoen oor die agtergrond van die organisasie. Ek het niks geken van disability nie. Maar ek het kennis gehad oor NPO. En met daai kennis en dit wat ek tussen die mense, van die mense, met die mense geleer het. Ja. Ek het nie 'n hoë skoolopleiding gehad nie. Ek het saam met 3 dae gedoen. En toe loop jy pakkie toe loop ek van die skool. En dan nog in die skool. So jy daai pakkie so bang gemaak jy nooit Ek teruggegaan het nie. nie weer teruggegaan nie. So die kennis wat ek opgedoen het binne die gemeenskappe in die 9 provinsies van Suid-Afrika en die 6 buitelande het my beywer om daai leringe te kom toepas in die NPO. En toe ek 2018 daar kom, toe sien ek maar in die finansies is daar 'n meisie wat rondhardloop. En dit was die eerste opsomming wat ek gemaak het. Ook dat die dagbestuur
was heeltemal agterweë gelaat. Mense het in die Kaap het besluite geneem en die geld van daar af bestuur en na die organisasie toe wat die beneficiary is van die departement social development het daar net R700 per maand gekom. Sure. So daai tannies moet maar uit hulle se kombuise uit kos aangedraai en skoonmaakmiddels en so. En ek het die opsomming wat ek gemaak het uit dit wat ek ondervind het ek aan die departement gestuur. Hulle het gekom in 'n gemeenskapsvergadering geroep. Die gemeenskap spesifiek die White Cities waar die sente is, het gevoel, moenie die plek toemaak nie, want die plek is hier gestel vir ons mense met gestremdhede. En die is so baie. Daar is baie. Op daai stadium was daar net 9 mense oor. En die departement het toe ingestem. En ek het toe op my manier 3 keer per week ingekom en goedjies gedoen en stuk en later van tyd het dit so 'n oorgangsproses aan die gang gesit. Wat beteken dat ons afstig van EPD, die plek heeltemal 'n nuwe identiteit gee. Ek moet 'n board of directors kies en aanstel. Daar moet 'n bankrekening oopgemaak word. Al die compliance. Al die wette goed, ja. Moes in plek gesit gewees het en dit het omtrent so byna 2 jaar geneem. So in 2021, ja, toe kon ons die eerste AGM hou. Met 'n nuwe board, heeltemal geconstitueer, bankrekening, alles. En ons gaan aan, ons het gegroei tot op 56 lede. Sure. Maar omdat die departement net vir 40 befonds het van ons het die mense laat gaan nie. Nee, jy weet jy mense sommer weg nie. Dus ons kon nie. Ons het oor die jare het ons 'n hele paar sterfgevalle gehad van ons lede as gevolg van kroniese siektes en so. In feite ons het nou die naweek wat verby is, het ons weer 'n lid van ons begrawe. En is altyd nie lekker om die Ja, mens word ons nou nie, ons word dit is jou kinders. is 'n familie, is 'n familie. Een van ons lede gaan ook nou nie terugkom nie, want sy siekte is besig om te progress. So, die 40 wie daar is, hulle is nooit elke dag 40 nie. Hulle wissel so tussen 25 en 37 'n dag. Want as jy een voel, dan kom te gaan vir Hulle vandag nie bed bly. Ja, bly nie bed. As jy ander ene voel, vir alles het surf daar is. Gaan saam nie, want ek moet in die water gaan, ek gaan ek by die huis. So, hulle het hulle sy eie Dis almal ek moet ons eie ding. Ja. So ons moet dit maar respekteer, maar ons moet gereeld opvorm. Ja. Wat is die werklike toedrag van sake? So, ons het môre weer 'n hoofvergadering waar ons as die staf 'n bietjie back report gee aan die ouers en hulle se hulp vra om vir ons te help met hulle. Want actually is ons 4 vrouens wat met na hulle omsien. En hulle kan nog aan, as hulle voel die dag hulle keer vir jou ondersteup doen, dan doen hulle dit. Ons almal het ons maar sterk wil. Ja, dan doen hulle dit met liefde. Maar ons hou, dit is my kinders. Ek voel so, hulle deel kon word van my. Ek dreig nou al vir die afgelope jaar en 6 maande. Ek bedank en ek gaan, maar dit so baie tyd nog nie nou al. Nog nie. Sê vir my Marlene, hoe kan mense wat betrokke word raak julle kontak? Ons het 'n webwerf en die adres is hopd.lovable.aid. So daar is ons kontak besonderhede daarin. Ons adres is 39 Prigastraat, Saldanha. Dis reg agter die multipurpose center in die dorp. Ons telefoonnommer die landlyn is 022 714 4579.
Selfoonnommer is 062 860 6020. Dan kan hulle ook vir ons op Facebook kry. Weet jy met die Ons Facebook? het 'n Facebookblad. Ons sal hulle Facebookblad natuurlik nou tag Wally Live. Ons kan dit nou net op die radio tag, nie want die mense op die radio kan dan nou weer op Facebook net gaan klik op dit. Gaan kyk, ja. Yes. Baie dankie Marlene, dankie dat jy Dit ons was gesels. Dit was 'n lekkere groot plesier. Dit is altyd lekker om by in en om die Weskus te wees. Van na dit wat jy baie pragtig. En ons hoop dit gebeur nou hierdie keer net. Ons vertrou dit gaan gebeur. En baie dankie gemeenskap dat julle geluister het na Marlene Ton. Ek gaan kuier vir ons, dit is baie oulik. Enige tyd. Baie dankie.